Hy is dan daar en hy's hier. Hoe is dit moontlik? Net geweet ek gaan nie huisvrou wees nie. En ek het geweet ek gaan nie trou nie. Was een keer getroud, maar nie vir lank nie. Dit is nie my ding nie. Ja. Koeie melk en eiers lewer. Ja. Wil jy altyd voorstel aan mense? Please, 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 I beg you don't. En net daar het ek toe besluit, okay, dis wat ek gaan doen. Dis so 'n Damascus pad oomblik van, wow. Dis sê my pa, laat die kind doen wat sy wil. Sakke vir punishment. Popnik, put die water in die blik. Want my ma het gesê ek het 'n hol rug, so ek moet ballet doen. Rolle wat jy jou tande kon inkry. En toe na 3 weke sê ek vir Jamie, ek gaan nie meer my hare indraai nie. Ek gaan dit nie weer doen nie. Jy weet, leading lady in daai dae. Dus jy was maar net 'n blowing klankbord vir die man. Vader. Maar ek het vir my 'n frik interessante lewe gehad, jy weet. Welkom by Origins. Dankie, Emil. Dis lekker om jou te hê. Lekker om hier te wees. Dis ver, maar lekker. Ja. Is jy in Kalkbaai, né? Ek bly in Kalkbaai, ja. So dis 'n redelike eind. Ja. Maar ek is 'n ex-Gautenger, ons is nie bang vir ry nie, jy weet. Ja. Ek sê altyd die mense in die Kaap is bang vir ry. Ja, ek het ook geword in Gauteng. Weet jy? En dit is snaaks hoe vinnig jy amper verleer, want ek bly in Groenpunt. Okay. En as iemand dan vir my nooi, jy weet, buite, dan is ek so 'n bietjie van, is skielik ver. En ja, en Gauteng het jy gery. Ver om te ry. Ja. Jy is gebore in Pretoria. Yep. En daar groot geword. Laerskool, hoërskool. Kan jy vir my, wat is die vroegste wat jy kan onthou? Die vroegste, Vader. Childhood memory. Jo, dis moeilik want mens weet nooit wat verbeel jy vir jou agterna. Jy weet nou Ja. Jou ma jou dalk goed vertel het of jou pa en dan verbeel jy vir jy onthou goed. Maar wat ek wel onthou is ek was nog baie redelik jonk geweest. En ons het baie wildtuin toe gegaan, want my pa was mal oor die wildtuin. En dan moes ons 4 uur of iets in die oggend opstaan. En my broer is altyd eerste wakker, want hy in die huis rondgehardloop en geskree, wakker word, en ek wou nie wakker word nie. En dan was ons vroeg, die kar was al gepak die vorige aand, en dan het ons nou gery wildtuin toe, en dit was nou baie ander wildtuin daai tyd as wat dit nou is. Het was baie meer primitief geweest. Ja. Maar dit was wonderlik, so ja ek dink my pa seker maar die liefde vir die natuur vir my begin aanleer. Ja, die wildtuin het 'n ander energie. Ja. Ek is nou nog mal oor die wildtuin, ek moet jou sê, eerlikwaar. Gaan jy nog gereeld? Nie so gereeld soos wat ek graag sou wou nie, maar ek gaan ook na ander plekke toe, jy weet. Maar die wildtuin net iets spesiaal omtrent hom. Ja, ek weet nie van parke hier naby. Ek was nog nie eintlik na die Kaapse parke nie, hier is mos 'n hele paar hier rond, maar dit voel nie vir my soos die Bosveld nie, Die Bosveld is 'n baie spesifieke gevoel, Dit is 'n ander energie amper. Maar ek gaan nou vir 'n week voordat ek in die Bosfees toe gaan. O, lekker. Dan is 'n mens mos daar naas. So dan, En doen jy teater in die bos? Ja. Doen jy die ander dogter, maar nie die vrou vertoning, ja. Okay, ja. So. Dit was nou jy was nou net by KAK met ons. Dis reg, en nou by die Suidoosterfees die volgende naweek. Okay, ek sien, besig. Ja. Kan jy vir my vertel hoe jou kinderreis was? Goedjies wat jy kan onthou. Ja, ek het 'n redelike goeie geheue van dit. Nou nie van die heel eerstes nie, maar ek onthou goed dat my ma met die parlementsitting altyd afgekom het Kaap toe. En dan het ons in Acacia Park gebly wat regtig bietjie simpel was. En toe het ons in Pretoria gebly. En dit was ek was 'n groot ou huis gehad met 'n groot systoep en ek onthou ook my eerste buurman maatjie was 'n Poolse Joodse kind geweest. So ek dink hulle het gevlug uit die oorlog uit. En sy naam was Popnik. Ja, het 'n baie weird naam is. En daar het ek my eerste Engelse woorde geuiter. Want ek kon toe nog nie eintlik Engels praat nie. Ek het toe net begin ballet doen.
Jene, okay. hier onder in die Kaap, want my ma het gesê ek het 'n hol rug, so ek moet ballet doen. Yes. So toe het ek begin dans en daar was die kinders meestal Engels geweest. Maar ek weet my ma sê altyd my eerste sin in Engels vir Popnik was Popnik, put die water in die blik. Dat was my idee van Engels praat. Maar gelukkig het ek heel wat verbeter daarna. Ja. En dit was 'n goeie ding om so vroeg ouderdom iets te gaan doen in 'n ander taal, jy weet. Ja. In jou tweede taal. Ja. Dit het my heeltemal vlot en gemaklik in Engels gemaak. Ja. En wat het jou ouers gedoen? Het hulle My pa was destyds wat hulle genoem het sekretaris, deesdae is dit nou DG van Indiër sake. Weet daar was nog al daai departemente van in die apartheidsjare so. Ja. En later was hy een van die kommissie van 5 wat die hele staatsdiens soort van georganiseer het en beheer het. So ja, ek het in 'n huis groot geword van 'n staatsamptenaar. Okay. Ja, in Pretoria. En moet sê Pretoria kinderdae was my baie lekker geweest. Jy weet, ek onthou vreeslik vreemde goed hoe hulle nog met donkiekarre die jacaranda, hulle die strate gevee van die jacaranda bloeisels en die blare wat so geval het. En dan hulle 'n donkie waar gehad en dan hulle dit agterin gegooi en die strate skoon te maak. So dit is heeltemal 'n ander tipe lewe. Ek onthou ook daar was 'n fort, Klapperkop fort geweest naby ons huis. O, okay. Ja, so ja. Dit is omtrent daar Net by Pretoria omtrent, net so 'n blok of 2 van Pretoria waar al die parlementslede bly. O, okay. Ja. Okay. En dan ek was 'n vreeslike tomboy. My broer net 'n bietjie ouer was as ek, maar 20 maande ouer as ek. Jessie. So ek het daar vreeslik gaan saam met hom mag speel. Ja, met hom gaan, ons sy maatjies gaan speel, ja. Ja. So, wat het julle dan gespeel? Het julle dan heerlikheid, die koppies ingegaan? Ja, die koppies ingeklim, maar ons het ook gehang van die bome af, daar was wilgerbome, en wie se tak ons geswaai het en gespring het, jy weet, soos Tarzan. Okay. Tarzan was groot in daai dae vir ons gewees. Ons het goed kleilat gespeel. Yes. Die kinders van die Amerikaanse ambassade het ook daartoe gekom en dan was dit oorlog. Want tussen ons en die Amerikaners. So, ja, dit klink lekker. Ja, dit was groot fun geweest. My broer was altyd baie avontuurlustig en ek ook. So ja. Ek is nou nog, jy weet, ek hou van avonture en heerlikheid. Hy het my baie keer vir ure in die reën laat stap. Dan wil hy nie wag dat my pa ons kom haal nie, dan stap ons. Okay. Ja. Skool of huis toe of so. Ja, of ons was so kinders altyd die my pa se departement byvoorbeeld was ook nou 'n Kerspartytjie vir kinders. Gee almal nou geskenke, maar dit was altyd so vervelig vir ons geweest. En dan wou my broer nie wag nie. En dan begin donderstorms, jy weet hoe dit kan donderstorm in Pretoria. Nou besluit hy nee, ons stap huis toe. Ons gaan definitief nie wag vir my pa nie. Dan kry ons nog pak slaag want ons het nie gewag nie. Daai het ons nog pak slaag gekry. Ja. En jou ma, wat het sy? My ma was 'n baie slim vrou met 'n baie goeie wiskundige brein eintlik. En ek dink sy sou eintlik, want sy het later jare altyd gepraat van sy wil 'n besigheid begin. Maar sy was 'n huisvrou, dis maar wat vrouens meestal gedoen het daai tyd, jy weet, hulle het kinders groot gemaak. Maar sy was 'n ongelooflike ma en dat sy my verskriklik ondersteun in ballet. Sy kon ongelooflik klere maak, verskriklik mooi klere maak. Sy het my al my balletkostuums gemaak en haar was altyd voorgehou as dis hoe die kostuum moet lyk, nie soos daardie ander verlepte goed wat daar rondhang nie. So ja, maar sy het my ook nogal gedryf want ek moes elke dag oefen in die aand, jy weet. Okay. Ja. Die ballet spesifiek, ja. So hoe oud was jy toe jy ballet begin het? Ek is 5 toe ek begin het en 17 toe ek opgehou het. Jene. Okay. Ja. Dit is 'n dissipline en 'n dis 'n helse dissipline. Ek meen ek weet nie. Ek dink in my dae definitief ook was dit amper te veel van 'n dissipline. Dit was so hard fisies, jy weet. En jy mag nie gepraat het nie. Dansers mag nie gepraat het. Jy mag nooit teruggepraat het of
gemoun het nie, gesê my tone bloei, dan sê hulle get back on your toes, it's not a major operation, jy weet. Dit was nogal woes geweest, ja. Ja, ek dink dis Maar tog was ek was versot op ballette, dis my verskriklik lekker. Ja, dit is baie om 'n jong kind. Sucker for punishment. Ja, dis om in die industrie te werk. Ja. 'n bietjie van 'n punishment. Ja. It's love-hate relationship, definitief. En het julle as huishouding baie teater toe gegaan en was jy blootgestel Nee, aan glad nie. My ouers glad nie eintlik nie. Ons het my maat my na weet as 'n internasionale balletopvoerings was of so, het sy my gevat, want ek dink nie daar was nie geselskappe, Suid-Afrikaanse geselskappe nie. Maar ek weet sy het later vir my ook kaartjies gekoop dat ek kon gaan kyk na van die groot dansers. Maar verder het ons nie eintlik teater toe gegaan of so nie. Ek het maar begin 'n vriendin van my wat drama geswat het op hoërskool. Privaat klasse nou, jy weet sy wat ook al, ja. Sy het in die aande gaan plek aanwys. Party aande oor die naweek, ja, by die ou Breitenberg Theater in Pretoria. En toe het ek gedink, ag wel, ek sal dit maar ook doen. En daar was my eerste kennismaking eintlik met drama. Ja. En dan kon jy nou so 'n bietjie, ek weet nie, as jy nou klaar die plekke aangewys het, kan jy so kyk en slip op. Ja, nee, ons kon dus kyk. Ja, nee, ons kon kyk. Want teaters was soos gewoonlik nie heeltemal vol nie. Veral in daai jare, ja. So ons het ons kon lekker stukke sien. En dit was vir my fascinerend, dit was vir my lekker, maar ek het nooit gedink dis iets wat ek gaan doen nie. Ja. Ja. So stukke wat jy kan onthou wat jy gesien het daar. Sjoe. Iets wat jy bybly. Ja, ek onthou ek het gesien die pluimsaad waai ver van MP van Wyk Lou. 'n Uiskriege stuk ook, kan nie meer onthou wat nie. Ek kan nie meer alles onthou, dit is al nou bloody lank gelede. Ja, en op laerskool, so die ballet het obviously dan shows, performances gedans. Ja. En uitvoering. ek was altyd baie beter in wat hulle noem demi-character, wat 'n afdeling is waar jy 'n storie moet vertel, waar jy moet uitspeel, waar jy moet act. Ja. Jy weet, as wat ek net suiwer klassiek gedans het, want my tegniek was nie so briljant nie. Maar ek kon met gevoel 'n storie dans, jy weet wat ek bedoel. Ja. Okay. So, daar het jy 'n bietjie begin byt. Die spel het uitgekom. Ja, ek het dit gemis toe ek stop. Jy weet, ek het in matriek gestop en ek het geweldig gemis. Ek het eers gestop omdat ek 'n toon seer gemaak het. Okay. En ek nie kon dans nie vir 'n hele paar maande. Okay. Maar toe het ek weer teruggegaan en toe weet ek nie, toe trou my onderwyseres. Ja, en sy is weg en toe is ek by 'n ander studio en dit is nie meer vir my lekker nie. Okay. Ag, en toe besluit ek los dit met ja. Nooit op skool, laerskool, estate-fits en sulke goed. Ek het die hele tyd estate-fits en championships gedoen, ja. En dit was alles ballet. Alles ballet, ja. Nooit 'n monoloog of 'n gediggie opgesê of Nee, dit by die snaaks genoeg by die skool. Ek onthou nou toe ek so oud was ek. Ek kan nou nie onthou nie, maar ek dink ek was seker so wat nou graad 7 sou wees of ja, graad 5. Ja. Toe het ons wel so 'n ding gedoen, want daar was ons al daai vieringe van Afrikaans. Want Afrikaans het skielik was daar was 'n goed by die Voortrekker Monument gewees later jare gewees ook in die 60er jare wat Anna Nettling Pose goed gedoen het by die polisie en op pere en daar was waans. Was soos groot stories, ja. Feesviering of ja, absoluut, ja. Okay. Maar voor dit het ons op skool ook, jy weet, sulke stukke gedoen waar die onderwyseresse self aan mekaar geslaan het.
wat nou soort van histories gegaan het oor Afrikaans. Jy weet, I'm a donkey, I speak Afrikaans, al daai tipe goed wat jy gestaan het met 'n bord om jou nek, jy weet. Dit was aaklig die Engels wat ons was. En hoe hulle ons gestraf het. Maar in elk geval, ek moes toe ek het 'n klein rolletjie gespeel en die vriendin van my wat drama geswat het die groter rol gespeel. Van die onderwyseres en toe rydde ons om. Tot my verbasing. Maar ek het nie eintlik eers gedink daaraan nie, jy weet, ek maar net, okay. Ja, En doen maar wat die onderwyser sê. ja, Sy die vriendin so was hulle seker nou het net seker iets gesien wat ek kan, ja, jy weet, ja, ja, karaktervorm wees. ja. So, En was dit op skool so, toe ek op skool was dit, jy weet, hoe vroeg moontlik jy kon het hulle jou aandagtoets laat skryf en dit was altyd so vir die onus geplaas vroeg aan van okay, maar wat gaan jy nou word? Ja, dit was dit, maar ek het nooit geweet nie. Ek het net geweet ek gaan nie huisvrou wees nie. En ek het geweet ek gaan nie trou nie. Okay. Ja, dit was twee goed wat my heeltemal uit was, ja. Op hoërskool, want op hoërskool is ons altyd die druk is redelik groot dat jy moet nou besluit. Ja, want jy moet die vak Want kies. as voorligting, jy moet vakke kies, jy moet dit doen, jy moet dat. En ek het steeds nie geweet nie, maar ek was altyd baie lief vir tale. Taal is my nou nog 'n groot liefde van my en ek het Frans op hoërskool gehad. Ja. En toe het ek gedink ek sal Engels en Frans gaan swat op universiteit. En toe hoor ek deur hierdie einste vriendin, wie se shame rol ek toe oorgevat het, sy gaan drama swat. En dan hulle open nou hierdie nuwe by Tikkies hierdie nuwe drama departement en dit gaan nou. En ek het toe net ophou dans 'n paar maande en ek het dit baie gemis. Toe dink ek, wel as ek drama skool toe gaan, ons het altyd was daar skermklasse, daar was bewegingsleer, dink ek, wel dis al nou iets lekker om te doen, 'n bietjie skerm doen en bewegingsklasse. Toe gaan ek op die eerste dag na die universiteit toe en ek skryf toe in vir drama. Maar ek dink nie ek het eers my ouers gesê nie. En toe kom ek ter sê ek het ingeskryf vir drama, maar met ekstra hoofvakke in Frans en Engels. Toe sê my ma, ag jy's mal. En toe sê my pa, laat die kind doen wat sy wil. Ja. En dit is nou hoe ek toe opgeëindig het in die drama departement. Op Pretoria, ja. Ja, maar ek was 'n anderste kind geweest. Ek was nie 'n groepsmens nie. Is dit? Ja, glad nie. Ja. Ek wou nie aan dagstudente behoort nie. Ek het verby die tafel gestap. Ek het my hele universiteitsloopbaan nooit aan 'n huis behoort. Ja. Bietjie makliker vir my, moeiliker as jy in 'n koshuis is natuurlik. Ja. Maar ek het net besluit ek is nie deel van 'n groep nie. Ek is nie. So jy kon uit die huis uit swat, obviously. Ja, so ek het uit die huis uit Ja. geswat. So ons is naby genoeg ook, jy weet. Ja, okay. Ja, ek het ook by Universiteit Pretoria het jy drama ook by Tikkies geswat, geswat? Okay. Ja. Anna Netlingpool se portret hang nog daar aan die masker waar hy daar gehang toe ek daar was nog. Het jy drama geswat? Ja. Wie was toe hoogfees? Marie Helene Kutse. Ja, okay. Ja, ek was net so na Karel Trigard Ja. is, Karel was natuurlik een van die spelers by Truk toe ek daar aangesluit het. Wat toe nou ouer was as ek. Ja. So ek en hy en Pieter het baie saam gespeel. Ja. So, okay, so en hoe was die studentelewe daai tyd op Pretoria aan? Was daar Ja, ek moet jy sê ek het dit was mal daaroor. Ek het universiteit verskriklik geniet. Want ek het die vryheid gehad om jy weet wat jy nie het op skool nie. Ek het skool regtig nie gehou van skool nie. Self. Was my terrible. Ja. Dit was my bly dit verby, toe dit verby is. Ja, dit bly verby. Ja, ek het nie gehou van die seker die baie nou voorskriftelikheid. Dit was maar baie eng, jy weet, baie nou, baie Ja, jy was op Afrikaans hoor, Jy was meisies. op meisies, op affies, En dit was niks lekker vir my nie. Was dit vir jou snaaks om in 'n meisieskool te wees? Of dink jy die feit dat jy 'n broer gehad het dit Ja, ek het nie vir my soveel saak gemaak nie. En seuns hoor is ons net oor die pad.
So ons het baie interaksie gehad deur my vriende en ons het maar baie interaksie met die seuns gehad. So dit was nie asof jy in 'n klooster was of iets Ja. nie, jy weet. So Ja. ja, maar ek het nie op in daai tyd het ek nie baie van die kultuur gehou nie. Ek het eintlik net van die Franse juffrou gehou en van die kunsjuffrou. Ek het Ja. kuns ook gesvat vir O, matriek. kuns as vak Ja. gehad. Nie dat ek eintlik goed is daarin nie, maar Ja. dit was my lekker vakke geweest, jy weet, Ja. omdat die onnies lekker was. Ja. Was drama as vak 'n ding daai Nee, tyd? daar was nie drama as vak nie. Ek dink daar was musiek, maar daar was nie drama nie. Nee. En ja, toe jy nou besig is om drama te swart op Pretoria, ek sien daar in die, soos ek jou nou al vertel het, van mense doen 'n bietjie navorsing wat ook wel nou op die internet is, maar soos met Anneliese se episode voor het, sy sê 12 kinders kan mos nie altyd, Nee, ja, maar ek het 'n klomp goeters gaan ek lees, gaan nou lekker spoed daar. vir sy 12 kinders. Wat is hulle name? Ja, sy was net so verbaas. Maar ja, die een ding wat ek nog gelees het is waar jy gesê het jy was 'n skamer persoon. Ja, Ja. Ek was altyd maar 'n bietjie meer van 'n introvert eerder Ja. as 'n ekstrovert, ja. Ja, in om drama te swat het dit ek neem aan ballet, maar dan dis meer 'n amper van 'n medium wat jy het. Dit is nie net jy jouself Ja, ek dink of het dit nie. ek weet nie, want ballet is jy mag nie praat nie, so ek het nie 'n stem gehad nie. Ja, Glad dis nie. makliker dan. En dit was my groot probleem geweest. In die begin, ja, ek kon werklik glad nie projekteer nie. Ek kon nie I couldn't speak up. Jy weet wat ek bedoel, ja. want ek was so gewoond, mag niks sê nie, Ja. dissipline. Maar dat was fisies goed vir my geweest, want ek kon baie goed, ek was goed in bewegingsleer, Ja. en skerm is ek ook goed. Maar ek het letterlik nie 'n stem gehad nie. So ek weet nie hoekom het hulle vir my rolle gegee nie, want hulle het vir my rolle gegee op universiteit. Ja. En ek het 'n baie dun hoë stemmetjie gehad. Ja. En toe ek klaar is met universiteit en druk vir my 'n pos aanbied, dus ek eers gesê nee. O. Nee, ek gaan swat, ek wil nie aktrise wees nie, maar ek dink ek was te bang, jy weet, om O, ja. aktrise te wees. Ek het Sure. nie gevoel ek kan dit doen nie eintlik. Sure. Dit Selfs was vir nog my, die hele ja, dit graad. was van scary geweest. Ja. Maar toe ek nou toe doe ek die eerste jaar net 2 stukke vir hulle gedoen en ek my honneurs nog gedoen en klas gegee by die universiteit. Sure. Toe het Frans Swart vir my gesê, neem die eerste stuk nie, die tweede stuk was 'n Orpheus en Eurydice, so 'n klassieke stuk geweest. Toe sê hy vir my ek moet my stem 'n oktaaf laat sak. So, En okay. toe is ek na 'n spraakonderwyseres, Leonie Pinaar, wat Trix Pinaar se suster was. Sure. Wat ek eers later jare uitgevind het, ja. En sy was wonderlik en sy het my verskriklik gehelp om hierdie piepstemmetjie, hierdie ligte piepstemmetjie te ontwikkel in 'n stem wat daarom, jy weet, Ja. Dit is ryk diep stem. beter klink as wat hy toegeklink het. Was dit nog terwyl jy geswat het? Nee, dit was in my honneursjaar, ja. O, okay. Ja, in my honneursjaar. Dis snaaks dat hulle nou nie terwyl jy geswat het al 'n onus op Ja, gesit die snaakse ding is hulle het daar was spraakklasse en ons het alles geleer van artikulasie en asemhaal en projeksie en maar my stem was nog steeds baie hoog en baie uil. En Frans het net gesê, dit gaan nie werk nie. en ek is bitter dankbaar daarvoor, jy weet, ja. Ja, ek kan onthou toe ek geswat het, dit was verskriklik op beweging en stem en asemhaling. Ek dink ons het vir die hele eerste jaar. universiteite wat stem weet nou al uitgeskakel het. En dis 'n groot probleem, Ja. want ek sukkel dikwels om mense te hoor op die verhoog. O ja, dis veral op die verhoog. Dink jy dis omdat hulle almal dink ons is maar op kamera Ja, ek so? dink dis die TV die hele
wat wil ek dit noem, die kultuur of die TV-kultuur van, met ons praat, jy kan nog steeds naturalisties praat, maar jy kan nog steeds jou stem gooi, jy weet, dis nie, Ja. I mean, jy moet ook 'n range hê wat jy ja, kan. ja, en dis myself so 'n film, weet, Christian Olwagen sê altyd, en ek dink hy is net een van die slimste mense wat daar is, en slimste regisseurs wat daar is, hy is ongelooflik, maar hy sê altyd, ons het nie so met mekaar aan praat nie, Nee. ons praat mos normaal met mekaar, maar nou, almal nee, dis nie nodig nie, jy weet, Ja. ja. En dan word dit oorgedra op die verhoog ook. Want dis nou Ja. naturalisties. Dit is nie naturalisties nie. Naturalisties is soos ons praat, jy weet. Ons het tog stem terwyl ons nog, jy weet, met mekaar praat. Ja. Ons fluister nie vir mekaar intiem die hele tyd. Nee. Nee. Goed, nee. Nee. Dis snaaks vir my. Ek wonder of dit 'n tipe is of dit geconnected is aan die tipe spel dat hulle dink hoe kleiner en hoe minder ek doen, hoe meer believable gaan ek oorkom. Dis 'n of hele iets. nuwe kultuur. Ja. Ja. En dit maak dit baie moeilik. Dit maak dit moeilik vir mense. En as jy in die tweede ry sit nie, jy kan nie hoor nie, dan moet jy weet. Nee, en dit is die vinnigste wat jy net interest verloor is. Ja, Jy kan hoor. want jy kan niks beoordeel nie. Ek sê altyd, Ja. want wat het jy gedink van die stuk? En sê ek weet nie, want ek kon dit nie hoor nie. Ja. I haven't got a clue. Ja. Vra iemand anders. Ja. Ja. Vra iemand anders. Sjoe, okay. En so terwyl jy drama geswat en selfs jou neers gedoen het, ja, dis fascinating dat jy tog nie, het jy gedink dat jy sou meer, ek het actually raak gelees wat gesê het, jy het meer 'n idee gehad om akademikus te wees. Ja, ek het gedink ek wil miskien eerder, want ek het werklik universiteit werklik baie geniet. En ek het goed gedoen op universiteit en ek het 'n klomp beurse gewen en en navorsing was nog altyd vir my verskriklik lekker. Ja. So daai tipe swat wat nie skool swat nie, Ja. jy weet, was vir my lekker geweest wat ek Ja. self kon goed gaan soek en Ja. ja. Goed, dis So toe vergelyking. het ek gedink ek sal maar dit doen, maar toe raak ek verlief op toneelspel, my tweede stuk wat ek doen. My eerste stuk het ek nog probeer uitwurm. Ek dink 'n week in repetisie se gaan ek na Frans Swart in die middel van die nag en ek sê ek kan nie dit doen nie. Laat my gaan. En hy sê vir my jy kan nie, jy het 'n kontrak. Ek sê maar asseblief. Hy sê jy gaan dit maar net moet doen. Ja. En ek onthou nog, ek het so 'n ou karretjie gehad en dit was seker toe naderhand 1:00 in die nag. En toe was die artistieke direkteur van Trip my karretjie aan die brand stoot want hy wou nie vat nie. Tog dit is nogal cheeky. Ja. Maar ons het ook later regte vriende geword, jy weet. Ek en Frans Swart, hy is ook een van die wonderlike teatermense wat ek ooit geken het. En wat sê was die rede dat jy was dit maar net skaamheid of Ja, ek dink dit was maar 'n kwessie van ek het gevoel ek kan dit nie doen nie. Ek het nie genoeg my selfbeeld was net te laag daarop of ja. Amper soos ek het iets gedink, nee, ek kan nie dit doen nie. Maar toe ek die tweede stuk doen, al twee die stukke was saam met Marius geweest, Marius Weyers. Toe ek en hy baie hard op ons eie gewerk, want dit is 'n liefdesverhaal tussen die twee jong mense van Orpheus en Eurydice. Frans se stuk, wie het dit geskryf? Jean Anouilh, ja. En toe ons baie saam gewerk. Ja. Na repetisie, ons het baie hard gewerk, want almal was bang dat ons was so jonk en onervare dat ons dit nie sou kon regkry nie. Ja. En met alle reg moes hulle bang en onseker gevoel het dat so ons het altyd gerepeteer tot sê maar so 5:00 dan het ek huis toe gegaan, iets geëet, gestort, teruggekom en ek en Marius weer 7:00 by die teater bymekaar gekom, dan het ons gewerk tot so 10:00 elke nag. Ja. Ja, en dan weer die volgende oggend begin repeteer. En dan is ons natuurlik vinnig ontwikkel, jy weet. Ja. Want ons daar ekstra ure ingesit. Ja. En ja, toe wen ek nog beste aktrise vir daai rol, ek het my mors dood geskrik. Ja. Maar ek dink so baie van die ander
Aktrises wat net so van 5 of 10 jaar ouder as ek was tegelijkertijd swanger geweest by Truk. So, ek het 'n soort van 'n gelukkige periode daar getref. Ja. Ja. Yes. Want ek onthou toe ek by Tuks geswat het ook, die teorie was vir my verskriklik stimulerend. Omdat ek dink dit is meer 'n navorsing gefokuste universiteit. Ja, absoluut. So was dit toe ook so. Is lekker, nee, ja, dit is my lekker. En ag die hele ding van geskiedenis, van ontwerp en so, ons het 'n ontwerp het ons 'n baie wonderlike lektor gehad, Niels Hansen, wat ons alles geleer het. En jy weet, ek het op skool om te kuns gedoen het, baie met die Griekse argitektuur te doen gehad, die Griekse kuns en so, en dan om terug te gaan met die stukke so toe, en jy begin al daai stukke bymekaar bring, jy weet, van die verskillende kulturele aspekte van die antieke Grieke en so. So was my absoluut opwindend en wonderlik geweest. Ja. Was jy al in Griekeland? Kon jy al baie. Lekker. Baie. Jy het my eendag 'n storie vertel op die stel van 2-1. Daai film, 50 minute film wat ons gedoen het. Ja. Van hoe jy in Griekeland geseil het na die klomp eilande toe, is dit reg? Dis reg, ja. Daai ek wil nog weer verder. Ek het vir baie jare daar geseil, ja. Is het? Ja, dit is een van my drome. Ag, wonderlik. Ek kon met sangkontrakte al 2 jaar, al 6 maande op Korfu en 6 maande op Kos bly. So ek lekker. het so 'n bietjie van 'n Korfu en Kos, gehad. Ja. Maar ek sien die seiljagte wat so kan sien dan hulle nou die aand in Korfu en dan seil hulle nou weer aan. Ja, ag is baie lekker. Dit lyk ek het dit baie jare gedoen. Ek het so 'n paar jaar gelede weer vir 3 jaar gedoen, wat ek elke jaar gegaan het. En dan hoe lank seil jy? Nou het ek maar min, wat in my tyd was, maar vroeger toe ek jonk was, het ek altyd so 3 maande geseil, 2 tot 3 maande in Griekeland. Ja. Dan bly op die seilweg en ja. Island hopping. Ja, ek het 'n aandeel gekoop in 'n seiljag op 'n stadium. Wow. En toe gekwalifiseer as 'n skipper ook. Jene. Ja, so. That's amazing. Mens moet dit doen, want anders sit jy op 'n boot wat jy nie kan hanteer nie. Ja, dis nie ek nie. Ja. Ja. Ja, dit is fantasties. Anyway, ons terug by die... Ons is nou, ja. terug by die... Okay, en toe sê so jy het basically van die universiteit toe in Truk ingegaan en toe, hoe lank het jy Truk Ek verbeel vir my, ek kan nie baie mooi onthou nie, maar 7 of 9 jaar by Truk gewees. Ja. Ek dink 7. En toe open die Markteater. En eers het ons geopen met 'n klein produksie wat die Boonse teatertjie oopgemaak het. Die CMU. Snaaks genoeg, ja. Jy like stap Maar aan The Seagull in Engels, ja. En dit was Barney Simon. Dit was my eerste kennismaking met Barney Simon, wat 'n ongelooflike regisseur was en die artistieke direkteur van die Market Theatre was vir baie jare. En hy het my fascineer en toe vra hy vir my om vir die opening van die groot teater Charlotte Corday te speel in Maratsaad. En ek wat nie kan sing nie sê ja. Maar toe moes ek kies of ek Truk gaan verlaat, want hulle wou nie vir my afgee nie. Wow. Toe verlaat ek Truk en ek begin vryskut werk doen. Ja. Wat 'n jaar was dit geweest? Sjoe. Ek kan regtig nie onthou nie. Jare die mark oopgemaak het, dit was seker in die laat 70's geweest. Ja, nee. Ek kan nie onthou nie. Was vryskut ook toe maar so 'n daunting ding om te doen? Dit was, maar ek het ook in Engels begin werk, so ek het redelik baie Engels werk gedoen. En televisie het begin om en by daai tyd. Wanneer het televisie begin? 72. Dit is so lank. 76 maybe? Ja. Daar was televisiewerk ook geweest. Ja, so ek het The Human Voice, 'n vrou vertoning gedoen. Was my eerste ding op televisie. Ja. Redelik ambisieus, maar op televisie. Ja, maar dit was lekker. 'n vrou vertoning. Ja. En ek het 'n Britse regisseur gehad van die BBC. Ja. Want hy was hier om mense op te lei. Okay. En dit was 'n ongelooflike lekker ervaring. Wat was dit? Was die stuk se naam? The Human Voice. Ja. Ja. 'n baie mooi stuk. Ja.
Wow, Sy is op 'n telefoon die hele tyd, sy het net 'n gesprek op 'n telefoon. Ja. Ja. Ek is mal oor 'n telefoon en net Ja. Want die probleem met 'n een-vrou vertoning is met wie praat jy? Ja. Jy weet, of 'n een so persoon. is 'n lekker. Nou het jy die foon, ja. Is 'n baie bekende groot klassieke stuk. En daar's daai footage van dit, weet jy waar dit is? Het jy self van dit? Ek het gehad op 'n stadium, maar ek weet nie. Ek weet nie of dit nog by die SAIK lê nie, ek weet nie. Fascinating. Who So knows? om drama te swart dan nou voor TV basies begin het. Maar film was tog toe al. Daar was film, ja, ek kan vir jou 'n interessante storie vertel. Ek is toe 'n jong aktrise by Truk. En Frans Marx het daai tyd al die hoofrolle gespeel by, ek dink dit is Cavaliers of ja, hulle was daar in Northcliffe. Ja, hulle het En hy kom haal my toe eendag in sy sportmotortjie en sê nou, hulle soek nou 'n leading lady vir hom. Maar jy weet, leading lady in daai dae, jy was maar net 'n blowing klankbord vir die man. Ja, Dis al wat jy was. ja, Jy moes net mooi lyk en jy was 'n klankbord en die man het al die rolle gehad. ja. En toe gaan praat ek met hulle. Hulle bied vir my 'n hengse klomp geld aan vir daai dae vir my, Ja. want ek het vir R100 'n maand by Truk begin. Yes. Ja, moes dit almal maar dit vir so van verdien. En ek weet nie wat alles nie, en 'n klere toelaat en dit en dit en dit. Ja. En ek kom terug en ek praat met my pa daaroor en hy sê vir my, "Is baie geld vir 'n jong meisie om te verdien." En toe sê ek, "Maar nee, maar ek wil 'n regte aktrise wees." Ja. Ek het nie gedink filmaktrises is regte aktrises nie. En in daai dae was mens ook nie, want jy was werklik 'n klankbord geweest, Ja, weet jy, was so net van pres- ja, ag een nee. pop. Ja, Nee. dit was so 'n poppie rolle, jy weet. Ja. En dis nie wat ek wou doen nie. Ja. Toe sê ek nee. En Ja. hulle kon dit nie glo nie. Yes, So, toe gaan ek net mooi terug toe en ek is Ja. gaan maar aan met my teater loop. Ja. Ek het ook raak gelees waar jy gepraat het oor nie seker wat se opvoering dit was, uitvoering nie, maar dit was een aand met opvoering het jy het gepraat van die magic, daar was een of ander magic oomblik. Dit was met die Jean Anouilh stuk, hulle het dit kringloop van die liefde genoem, die een van Orpheus en Eurydice, ja. Ja, dit was 'n vreemde ding wat gebeur het. Moet ek praat daaroor? Ja. Ja, Ja, as jy wil. Dit is 'n bietjie simpel. Nee. Maar dit het regtig gebeur. Ek en Marius is op die verhoog en ons was nou seker so 2 weke of 3 weke in die speelvak in. En ons is op die verhoog en dit is net die twee van ons. En toe skielik daai aand te voel dit vir my asof daar absoluut 'n goue net so oor alles val, oor die hele teater, oor die gehoor, oor ons. En dit was net so magies. Alles was ongelooflik magies. En dis nie net my verbeelding nie, want van die ouer akteurs het uit die kleedkamers gekom en in die wings kom staan en kyk. Yes. En almal het daar aangesê dat iets gebeur, dit is net iets ongelooflik. En net daar het ek toe besluit, okay, dis wat ek gaan doen. Ja, dis waar jy moet wees. Ja. En is dit mens probeer sin maak van sulke goed. Ek weet jy kan nie. Ek meen dit klink so esoteries en so belaglik eintlik, maar al wat ek weet dit was waar. Dit was reg. Dit was regtig so wat jy net voel jy kan amper nie asemhaal nie. Alles is net so wow. Ja, I mean ek het wel sulke remotely dieselfde sulke tipe van ervarings gehad wat jy dalk iets kyk en jy voel net jy's so connected met die stuk en goeders en dan word dit so het voel of dit alles so 'n bietjie elevated is. Absoluut, en in 'n vakuum bestaan vir 'n oomblik. So nee, ek kan en ook vir die kere wat ek teater rolle gespeel het, is daai oomblikke waar jy ek weet nie, daai aand is almal net daar's net iets spesiaal. Dit is net almal is soos jy sê, dit is daai elevated gevoel van daar's lig onder jou, daar's kussing onder jou of iets. Net iets wat jou en ek kan so 1 of 2 keer nou waar ek so bewus geword het van hoe die audience nou letterlik soos
Hulle voel dit Ja, ook, ja. jy het so vir 'n oomblik, 'n split sekonde seker, maar net voel dit asof jy het nou alles in jou hande. Ja, En alles is hulle hang aan jou lippe en jy voel jy het hulle in die palm van jou hand. Ja. Dis magical. Dis baie lekker. Ja. Dis of amper soos 'n drug. Ja. Dis Gelukkig kom dit nie gereeld genoeg as mens verslaaf van raak nie. Ja. Jy jaag het amper na hierdie mirage van dit sal weer kom. Ja. Okay, en toe die toe TV en film. Kyk, daar was 'n tydperk, ek gaan kyk op die IMDb movie database met die filmography. En ek dink is nog meer as 60 titels. Wat so hardloop. Meeste nie onthou nie. Ek weet nog ons gevra of jy alles kan onthou wat jy al. Nee. Maar hoe het Gods Must Be Crazy gebeur of weer uitgekom? Dit was ook ek het 'n oproep gekry en probeer nou net my ek dink ek het 'n oproep gekry en as praat hierdie man met my en hy sê sy naam is Jamie Eis. Nou ek het geweet wie hy is want jy weet vroeër jare het ek 'n kind was het ons sy movies gesien en so. En hy sê toe hy hoor ek is in 'n stuk en ek is toe doen ons Chekhov. Vanya, Uncle Vanya, by die Baxter. En hy sê toe okay, dankie, so. En toe jy aand of dieselfde aand nog dink ek dis al klop aan die kleedkamer deur. En ek maak oop en hier staan Jamie Eis en sy vrou Hetty. En hy sê hy wil nou vir my rol aanbied. Ja. Jy weet. Ek was nie so keen om dit te doen nie want die teks is ook maar weer net 'n klankbord, jy weet, is maar jy weet. Damsel in distress. Maar Marius doen dit toe en hy sê toe vir my, ag, doen dit man. Ek sê toe, okay, alright, what the hell. Ja. Maar ons het nie eintlik veel gedink daarvan nie, ons het gedoen. Ons was geteken vir 3 weke of 6 weke en toe is die 6 weke verby en ons het amper niks geskiet nie. So ek en Marius, wat nou? Toe gaan ons op staking, maar ons het nie kontrak meer nie. En toe is dit uitgepraat met Jamie. En 14 maande later het ek van daai movie afgestap. Dit het 14 maande gevat om dit te doen. Vir my, ek en Marius is nog 'n bietjie langer. Ja, dit is ongelooflik. En waar het hulle geskiet? Oral. Van God's Window, daarbo naby die Wildtuin, jy weet, die Blyderrivier Canyon, tot op in die weste van die land, Aruap, sulke plekke, oral. Ek kan nie vir jou sê nie, ons was net oral. Ja, 14 maande. Ja. En was kon jy tussenin huis toe gaan? Ja, daar was. Okay. Nee, ja, daar was periodes van Jamie het altyd teruggegaan om te gaan edit en te kyk na die redigering wat hy nog nodig het, wat hy wil hê. Ons het nader aan die teks weggegooi, ek meen na die eerste paar weke. Dus was die okay, Jamie, wat skiet ons vandag? Dan sê, dis 'n goeie vraag. Genade. Ek onthou ek het ons het gebly op Graskop in 'n so munisipale kampplek rond Davos. Want ek elke oggend vroeg opgestaan en my hare in curlers gesit en my make-up aangesit. Want naderhand was die hele crew omtrent weg want hulle is almal net geteken vir 6 weke. En hierdie movie gaan nou aangaan. Want ek my eie hare gedoen, my eie make-up gedoen en dan karring ek nou saam met die Land Rover stel toe Blyderrivier Canyon af. En dan skiet ek nie. En toe na 3 weke sê ek vir Jamie, ek gaan nie meer my hare indraai nie. Ek gaan dit nie weer doen nie, want ek loop die hele dag in curlers rond, my kop is seer. Ek lyk belaglik. En wanneer gaan jy op my skiet? En toe het hy uiteindelik weer begin skiet op my ma. Hy was 'n interessante man gewees. Hy is frik interessant. Slim. Maar baie introvert, baie stil. Hy vreeslik gemompel uit hierdie maar hy was 'n wonderlike akteur. Ek weet nie of jy hom ooit gesien het en van iets soos die professor in die Purkelpop nie. Hy is fantasties. Sy timing, sy comedy timing is
ongelooflik. Maar hy het vreeslik binnemonds gepraat en nou het hy velkanker gekry. Het hy kakiehoedjie gedra, sonbril, en sy vrou vir hom so kakie jasmak gemaak. En dan het hy 'n pyp gehad en hom homperen of dan gee vir ons instruksies. Nee, ja. Jamie, wat sê jy? Ek kan nie hoor wat jy sê nie. Ek kan regtig nie hoor nie. Haal net daai pyp uit jou mond uit. Ja. Dan haal hy die pyp uit. Nou, sy is weg, maar hy gaan aan praat. En hy praat, hy sê, en dan, weet, kom, spring jy na die kant toe, en Marius kom daai kant toe, ek is paar keer amper dood op daai movie. Want die kommunikasie was nie so goed nie. En daar was die walkie-talkies en goed, nie, en sulke goed gewees nie. Nou ja, ons eie stands gedoen, alles. Maar hy staan nog so en praat, klap hy homself so, klap hy so, wat gaan met die man? Ek sê, wat gaan met jou? Toe het hy sy brandende pyp in sy broeksak gedruk. En hy was verskriklik absent-minded gewees. Die brand. Die brand, 'n groot gat in sy broek, maar hy klap net die so, dan gaan hy weer aan, dan klap hy weer so. Toe hy daar toe lag hy verskriklik, man. Toe kom die rook uit sy sakke. Ja. Ja, so dit was nogal rof. Ons het nooit 'n stoel gehad, ons het nooit 'n sambreel gehad nie. Ons het dit was rof, ja, maar dit was ek het die land gesien, dis verseker. Ek het plekke uitgekom wat ek nooit sou uitgekom het nie. So, dit was nogal lekker, ja. Groot adventure. Ja. Sien. Als adventure. Snaaks genoeg, ek het gister 'n Fransman ontmoet, toevallig by iemand se verjaarsdagpartytjie. En die man sê vir my, ek hoor is jy wat God must be crazy was. Ek sê toe ja. Hy sê, do you know I'm in this country because of you? Hy was so mal oor Gods. Nou nog, hy sê hy speel dit nou nog gereeld so. Ja. Dis dit so ikoniese tipe ding geword, ja. Dit is, ek weet nie, ek onthou van kleins af wat ons het gesien het. En is net die beste. Ja, maar dit is om nie eens 'n call sheet te hê en jy weet dus ek as van die sien en daai sien. Daar was niks sulke goed nie. Ja. Die teks, I mean dit sal nooit vandag gebeur. Ek weet nie of in Hollywood dit nog glad nie kan gebeur nie. Maar hy het op sy eie manier gewerk, jy weet. Hy het nader aan die groot regeringsbanke en hulle was enorme swaar goed. Ton geweg. Laat bring graskop toe. En in die hotel opgestel. Jy weet en ag, maar 'n ander wonderlike ding wat gebeur het, hy het so 'n venstertjie gehad in die middel van die enorme regeringsbank, was so 'n klein venstertjie. Dan is dit mos nou 'n regte film wat loop, jy weet, en loop. Ja. Kom die verraampies so verby en dan sny hulle mos met die hand en plak en so. Maar die boesmandjie nie. Ag, en hy was so wonderlik en ek noem hom boesmandjie want hy is van die wat verkies om 'n boesmand genoem te word en nie San nie. So ek sê dit met opset. Nee, en ek het baie goeie vriende geword ook. Hy kom staan die eerste keer in die redigeringstafel. Hy was nog nooit op kamera nie. Ja. Hy is 'n jagter uit Tsonkwe. Hy kan nie Afrikaans praat nie, begin nie, maar hy het vinnig geleer. Ja. Hy het nog nooit op 'n bed geslaap nie. Jy moet dit vir my is heeltemal 'n vreemde. Hy het vir ure gespeel met 'n kraan. Wat die kraan oopmaak en sien die water vloei, was vir hom absoluut 'n wonderwerk gewees. So, ja, dit was so. Maar hy kom in en hy staan daar agter en hy sien homself daar in daai venstertjie. Ja. Maar hy begin. Hy staan daar en hy's hier. Hoe is dit moontlik? Jy weet, dit was 'n enorme ding waar hy oor moes kom. Ja. Dan lag hy dan sê hy nee, hy verstaan nou nie wat gaan hier aan nie. Want hy gaan nie verstaan eintlik wat ons doen nie. Ja. Jy weet, maar hy was tog so wonderlik, ja. Ja, so natuurlik. Ja, dit is fascinerend. Maar obviously hy sal homself in 'n spieël kon al gesien het goed. So dit was ja, maar hier het hy gehardloop en ja, hy was dis anders as om die spieël te kyk want jy weet jy doen dit, maar hy staan hier en hy doen dit, maar dis nie wat daai ding doen nie. Daar hardloop hy of hy sit of hy maar jy weet wat hy ook al doen, dis nie wat hy nou doen nie. Dis 'n ander tyd van. Ja. So dat is wel vreemd, parallele universes, ja. Yes, it is fascinating.
Maar ek sien dit word gekrediteer op IMDb dat jy in die nommer 2 was, maar was jy in nommer 2? Nee, glad nie. Ja. Nee, dit was een Hans bietjie en van Lina Verhoeven. Ja. Ja, nee, ons wou dit nie doen nie, want hulle het vir ons te min geld. Ja, goed, nee. Nie weer vir daai 14 Nie vir maande. daai paar rand nie, nee, kyk. Die prente toe moes nou al goed gedoen, jy weet. Ja. So, ja. Ja, dit is ja. Ja. Testing. Is this thing on? Hello there. Just a quick interruption. What makes a good podcast? Good sound. And what makes good sound? Great microphones, which we have thanks to Bothners. They're a music store. They're really cool. Check them out online and enjoy the episode. Nou so 50 minute. Hond uit die bos uit. Dit is baie lekker. Afrikaans was toe booming met die films gewees. Yes, ja, kyk, daar was al daai man, maar ek was nie deel van die filmwêreld daai tyd nie. Ek het maar teater gedoen. Maar daar was baie films gewees. Daar was al daai films wat Sybil Coetzee en daai mense in was. Daar was baie movies, ja. Ja. Ek het ook gesien op jou IMDb sê daar baie TV-films. Ek dink ja, dit was 'n lekker film. Dit was 'n fantastiese tyd vir TV, daai beginjare. Omdat ons het moderne dramas gedoen, komedies gedoen, ons het klassieke dramas en komedies gedoen. So was die tekste die plays gewees, die verhoogstukke wat hulle dan verfilm het. Maar soms was dit geskryf vir TV ook. Ja. En ons het reekse gedoen, maar regtig goeie reekse, nie. Daar was nie sepies daai nie, jy weet. Daar was reekse. Ja. En daar was goeie reekse gewees. Ja. Geskiedkundige reekse of moderne reekse. Ek onthou my eerstes was Seepsteen Bataljon, Slampamper Sirkus, Mannheim Sage, daai goed, jy weet dit. Ja. Maar dit was rolle wat jy jou tande kon inkry. Ja. Wat nie 'n worsmasjien is soos 'n sepie. Ja. Sepiefabriek nie. En toe ook nou nie meer die klankbord poppies. Nee, maar Bietjie. my eerste een het ek 'n dwelmverslaafde gespeel. Jene. So dit was baie lekker. Was dit in Seepsteen Bataljon, ja. Ja, en dit is wonderlik, ek meen. Ja. Dis 'n meaty role. Wat nie net 'n poppie is nie, jy weet. Ja. Ja. Ja, soos of die golden era van TV-reekse. Absoluut. Daar was ek met Stefan Bouwer het baie wonderlike werk gedoen. Daar was baie. Ja, ek sien hy was meestal regisseur van baie van die TV-films wat jy was Stefan Bouwer. Stefan was ja. En vroeër was daar Fred Fred Nel. Hy was ook 'n wonderlike TV-regisseur. Manie van Rensburg natuurlik wat fantastiese werk gedoen het. Hy het wonderlike films en reekse gemaak. Ja. Speelde Lente. Ja, so dit was 'n absolute bloei tydperk. Ja. En dan het jy nou gespring tussen nog by Truk teater te doen. Ja. En dan ja, ek onthou toe ons Manie van Rensburg so die bankrower geskiet het, ek en Marius. Het ek in die dag in die aande CMU geskiet en dan na CMU deurgery Johannesburg toe en begin skiet aan die bankrower. Ja. Nou kom ons 5:00 die oggend weer terug of 6:00 die oggend weer terug. Dit was nogal rof, maar ag jy's jonk, jy kan dit doen, is lekker. Ja. So ja, ek het die hele tyd teater gedoen. Okay. En ek het die bankrower, ek dink ek op kyk net een keer gesien en dit was vir my fascinating. Ja, vir daai tyd, hè. Ja, waar jy so oor die geboue ja, ek kan jou vertel van daai. Ja. Hulle het oor Elofstraat in Johannesburg 2, ek weet nie wat Elofstraat nou is nie, 2 drade gespan. Ja. En basies 'n deur daarop gesit. Ja. En toe sê ons maar miskien moet ons nie onmiddellik daarop gaan nie. Die man en jy gaan eers 'n pop daarop sit en toe dink so oor die straat gaan doen. Dit was so. So ons het daai toe in die studio geskiet. Goed so. Anders dit was ons albei gebakte eiers op die pad. Want dit gelyk na asof daar nogals groot budget en goeders was op daai films, was dit nie eintlik nie. Jy weet wat, ek dink dinge was baie goedkoop in die budgets, dink ek. Ja, ek dink die budgets in perspektief gesien was groter. Ja.
Daar was mens kon meer doen. Alhoewel Manie sê ook, hy het nooit geld gemaak nie. So. Hy het altyd gesê, maar hy het altyd gesê, skiet ons 'n movie of skiet ons 'n budget. As ons met hom klaar, dat ons oor tyd gaan en so. Ja, dis ie. Ja. En is ook Ek hoef nie vir die simpelste stories. Nee, ek is heeltemal fascinated. Nee, dankie. Die wêreld het so ongelooflik verander, jy Ja. weet, as jy dink hoe ons gewerk het in die ou dae. Ja, En hoe dinge nou is. Ja. Weet nou doen jy alles van 'n komper af en ja, van 'n laptop af, jy weet. In ja, die ou Bruisenberg teater het ons nog die beligting was so 'n groot eysterding met enorme wiele, sulke wiele met 'n handvatsel. ja. En dan moes die beligtingsman so met die wiele werk, jy weet. Ja, nee. Maar dit is fascinerend, want want- oorgaan. Ja, ja, soos die ligte, jy weet, fades en Yes. fade-ups en goed. En eintlik was dit lekker, want die beligtingsman was net soveel deel van die produksie. Ja, Dis nie soos iemand wat nou net, okay, Q5, Ja. koepsie gat ons nie, jy weet. ja, jy moet Ja. sit en Elke wag aand en dan moet hy voel en- luister en die mood aanvoel. En, Ja. ja. ja, ek het 'n bietjie van dit gehad want ek het in eerste jaar het hulle ons laat tegniese werk doen. Okay. So dan daar was so 'n neersproduksie van Waiting for the Parade. En toe Lekker. Pieter Brandt. Ja, Pieter hy was Brandt wonderlik, direk. ja. Ja. Wonderlik akteur, hè. Ja, ja. Ja. Fascinating lektor en ek het ligte vir hom gedoen. Okay. En dan jy so daai ander was so moet dan wag jy vir jy weet jy probeer hulle lig 'n bietjie beskerm met die lig Ja, so gee die met jy akteurs so om die sliders gewerk. ja, seker, ja. nee, En hy het so op die vloer rondgekruip toe ons ligte geplat het. En dan sê hy vir my ek 'n bietjie meer en dan soos ek intensie opstoot dan hy sê oh, ja. Ja. Dit is baie interessant. Ja, dit is ja, die magic van teater. Ek wou vir jou gevra het, toe jy nou films veral na God Must Be Crazy was daar ooit 'n oomblik wat jy aan Hollywood gedink het, was dit 'n ding daai tyd om oor see te gaan of so Weet iets jy, te ons probeer? ons is van verskriklik die muishond van die wêreld Ja, gewees daai tyd. ja. So dit was moeilik. Daar was 'n agent in Londen wat my aangebied het, 'n groot agent. Ja. Ag, weet jy, en toe kom ek terug toe ek wil ek nou in Engeland bly? Ja, Wil nie. En my loopbaan hier was baie uitdagend en vol en lekker en so ek het nog nooit daai begeerte gehad om 'n groot naam te hê of 'n groot jy Ja. weet, ster te wees. Maar ek dink dit is maar 'n aardige lewe as jy vir my vra. Ek Ja. meen, seker lekker om jou eie jet te hê, maar verder. jy moet jou eie jet hê want jy kan nie in 'n gewone vliegtuig Ja, jy gaan oorval. Ja, dis die ding. So ja. Nee, wat Marius- en ek weet ook toe ek in Italië was, ek het Italië toe gegaan vir Europa toe gaan vir 3 maande. Maar toe is ek so gek oor Italië dat ek teruggegaan het Rome toe en daar gebly het vir nog 3 maande. En toe Cinecittà vir my aangebied asseblief kom doen 'n filmtoets. Maar ek het net besluit ek gaan dit nie doen nie want Ja. dit was ook die jare wat vrouens baie uitgebuit was, jy weet. Ja. Ja. En ek was iewers net gevoel, ek hou nie van die mans nie. Nee, vertrou hulle nie. Ja. Ja. Want ek weet Marius was ek weet Hy was eintlik so baie Amerika toe, ja. maar hy was op 'n ek's 'n groot fan van The Golden Girls, Ja, die reeks. ja. En hy was in een van die episodes gewees. Hy was in 2 of Ja, dit was so 'n Ja, ek dink so. lang een wat Ja, so oor 2 was. Ja. Ja. Fascinating. Ja. Dit was ja. Maar hy het ook gesê, ag, dit is baie moeilik in Amerika. Jy moet eintlik heeltemal jou identiteit opgee, jy weet. Ja. Is dit waar dat hulle jou stem gedub het in Ja, Gods Must in Be Gods, Crazy? ja. Ja. Klag, maar so squeaky, ek klink vir myself soos Minnie Mouse. En was maar net omdat jy 'n aksent nou nie Amerikaans was. Ag kyk, die Amerikaners is mos so, ons het dit mos nou maar geskied hierso. En Amerikaners het tot redelik onlangs, en ek weet nie of dit nog so, ek dink dit is nog so, is dit jy moet, it's got to be mid-Atlantic, jy weet, jy moet
Ja, moet Amerikaanse aksent hê. Hulle het nie omgegee dat Marius nie een het nie, omdat hy in die veld is en so en ja, so. hy is nou Maar het lekker. gevoel die heroïne moet nou Amerikaans. Ja. En dit het eers seker na julle geskiet het, Ja, daai, ek het nie eens geweet daarvan nie. dit was seker nie Jamie se plan aan die begin nie. Nee, glad nie. Nee, glad nie. Ja, Hy het niks daarmee te doen gehad nie. Hy het inderwaarheid gebel en vir my om verskoning gevra. Ja, Gesê niks met hom te doen nie. Hy is so jammer. ja. Ja, ek dink dit is nog steeds, kyk na Charlize, sy moes maar Ja. basiese hele ander aksent aanleer. Ja, nee, sy moes maar alles, ja. Het voel of hulle nou eers 'n bietjie oop is vir, Miskien, ja, maar maar ook hier nie reg. vreeslik. In 'n Amerikaanse movie hoor jy nie eintlik ander aksente nie, tensy hulle 'n karakterrol speel van 'n ander land. Ja, Jy weet. ja. 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 En dis seker 'n simpel vraag, maar ek het seker mense het dit al vir gevra, is daar een wat jy verkies het tussen film en TV en teater, seker maar. Altyd 'n moeilike vraag daai, ja, maar ek dink teater bly, kan ek onomwonde sê, my groot liefde. Miskien om die werk wat mense daar doen meer uitdagend is, meer oor die algemeen vir my in elk geval. Maar dan as ek 'n movie kan maak soos A Kind of Madness wat ek saam met Christian gedoen het, dis onlangs. dan is dit vir my wonderlik om film te doen. Ja, Ek hou baie van film, meer as televisie. ja. Ja. En toe so jy het gesê jy het so tussen druk en nog ander teater doen, films gedoen en televisie en toe ek dink Igoli was die eerste groot sepie in Suid-Afrika. Igoli was die eerste groot sepie, ja. Ja, dit was die eerste sepie. Dit was die eerste sepie, ja. Ja. Ek weet Mnet het destyds gesê hulle wil 'n sepie hê. En toe is Frans Mars Amerika toe. Waar hy na die groot studios toe gegaan het, van Bold and Beautiful en al daai goed. En gaan kyk het hoe doen hulle dit, want niemand het geweet hoe om dit te doen nie. Jy weet, dit is 'n baie spesifieke formaat. Ja. En alles daar gaan, ek weet, hy was die hele paar weke daar in die studios wat hy rondgang het, gekyk het hoe werk alles. En toe begin het met die Igoli, ja. En jy was deel van die Igoli. Ja, nie vir baie lank nie. Ja, ja. Ek was 'n ander rol aangebied wat sou moes beteken dat ek voltyds sou wees. Maar ek het daai tyd ook my eie industriële teatermaatskappy gehad. Ja. Ja. So ek moes betrokke bly by die maatskappy. Ons het vir groot maatskappye mos gewerk en jy weet jy dit is baie interessant en jy verskaf baie werk aan akteurs teen 'n baie goeie salaris wat was vir my lekker om dit te doen nogal. Soos dit meer soos 'n corporate tipe. Ja, is 'n corporate ding, maar dit gaan ons het begin met vigs, jy weet, ek was in Marokko. Om goeders te skiet. Ek het sulke insetsels geskiet vir SAIK destyds. En vir kyk nie, dink ek. Maar in elk geval, toe gaan ek na die 8ste Afrika Kongres in Marokko oor vigs. En ek was so gefassineerd oor wat als daar aangaan en die praatjies en so. En weet daai tyd was daar nog nie enige iets wat eintlik vir vigs kon help nie. Ja. Daar was nog nie die antiretrovirals en goed nie, antiretrovirale, ek kan dit nooit in Afrikaans sê nie. Behandelings nie. Dit was 'n doodstraf in daai tyd gewees, jy weet, en in elk geval toe ek terugkom, toe het ek besluit wel, hoekom begin ek nie industriële teatermaatskappy nie, en ek doen vigsopvoeding. En toe ek begin werk saam met 'n ander maatskappy wat meer kan lesings en goed doen. So dan ek het die teaterdeel gedoen met fasilitering en dan het hulle dit opgevolg met 'n lesing, 'n klaskamer tipe ding. Jazzy. En toe was dit vigs en toe was dit
health and safety, gesondheid, toe was dit ISO 2. En dit is so, al daai tipe goed wat in die werksplek belangrik is vir die werker. En dit was 'n interessante tyd van my lewe. Vir 10 jaar het ek dit gedoen. Het ek nie gespeel het nie. Toe begin ek speel by Igoli's, maar toe sê ek vir Frans, ek kan nie voltyds by Igoli's sit nie. Ek moet 'n foon in my kleedkamer hê, ek moet besigheid. En, jy weet, bedryf van daar af. So dis, en toe het ek net 6 maande dink ek by Igoli gedoen die eerste jaar en 3 maande die tweede jaar en 'n maand die derde jaar. Nou is dit klaar, is genoeg. Ja, en hoe was die CP medium vir jou? Ander. Dit is 'n worsmasjien, dit is 'n worsmasjien, jy kan maar nie daarvan wegkom nie. Dis harde werk, hoor. Dis bloody harde werk. Het jy CP gedoen? Ek het moet vra, want ek kyk nie, so ek weet nie wie doen wat. Nee, ek het so 2 maande op binnelanders gedoen en ek so 3 maande op Suidooster. So jy weet, dis Ja, ek meen dis baie erg, is vroegoggend tot laat aan. Dis druk, is nuwe woorde elke dag. Dis 'n moeilike medium. Ja, is 'n moeilike medium, is 'n baie moeilike medium. En ek bewonder absoluut mense wat 18 jaar kon uithou en so iets doen, want dis werklik na 'n slawearbeid. Vir my. Dis baie hard. Ek meen selfs nou met kelders van geheime. Dis hard. Dis 15 uur dae vir my. Jy weet, ek werk gewoonlik 'n voldag. Dis baie lank, en omdat dit ver is ook, is daar nog 3 uur, jy weet, se reis by die 12 uur, so dit word 15 uur dag. Enige mens wat ek ken aan die wêreld buite CP's werk daai ure. Dis ongelooflike lange ure. Ja, ek onthou op Suidooster party daar met die son in die Kaap wat mos so laat opkom. Dis nog iets wat ek nog steeds nie kon gewoond raak van in die Kaap bly nie. Dit is soos 9 uur in die wind toe die son op. Son wat nie wil opkom. En dan vroeg gaan lê weer. So dan gaan jy in die studio in Suidooster. Jy's met 7:30 gewees, dan is dit donker nog, en dan as jy uitkom, is dit alweer donker. In my dressing room nie 'n venster gehad nie. Ons al daar wees nou by Franshoek. So maar gelukkig skiet ons nie in 'n studio nie. So jy sien daar daglig. Ek verkies dit. Ek is nie lief vir studio werk nie. Maar ek neem aan Igoli was soof toe dit begin het, was dit soof the thing at the moment. Dit was, maar ek was altyd 'n bietjie vreemd gevoel daaroor. Ek het altyd gevoel ek wil eintlik maar liewer teater doen. Of TV-reeks of sulke goed, jy weet nie. Ek weet nie, dit het my nooit vreeslik aangestaan nie. Dit was nie my ding nie. Dit was net nie my ding nie. Nou het dit my ding geword met kelders, dat ek, maar dit is swaar, dit is hard, dit is harde werk, dink jy dit is omdat dit so, as jy daar is, dan is jy daar, en is dit... Ja, ek dink die pas is geweldig, jy weet, die pas sien wat 'n mens skiet is geweldig, maar dis deesdae maar so met film ook, die pas is baie vinnig. Maar ook, ek dink dis die reëlmatigheid daarvan ook. Jy weet, elke dag moet jy reg wees, en jy het nie 'n lewe nie. Jy het nie 'n lewe nie. Maar as met teater het jy nog. Ek kan my honde gaan stap in die oggend voor ons begin repeteer. En daar's jy weet so vir tydperk of die stuk gaan eventually ophou, en dan gaan jy 'n ander stuk doen. Maar met 'n CP weet dit is net, dit gaan net aan. Ek meen, ek het nog nie voorreg gehad dat iemand vir my 'n volle kontrak aanbied nie, maar ek dink my agent het eendag vir my gesê, maar ek dink nie jy is daai tipe akteur nie. Jy wil so of dit is. Maybe dis swaar as jy 'n arc het, 'n storielyn het wat nou waar jy elke dag nodig het, jy weet, waar jy elke dag moet werk. Maar ek kan verstaan dat dit vir mense gemaklik is om daai, jy weet. Wel, dit is fantasties om die inkomste te hê. Weet dit is wonderlik vir enige vryskut akteur om die inkomste te hê, en daarvoor is mens dankbaar, en daar's goeie regisseurs wat werk ook, jy weet, daar's baie goeie regisseurs, so dit is lekker. En ek sê altyd, ek is daar vir die crew en vir die akteurs, want dit is baie lekker, want jy word deel van 'n familie.
Ja, Maar ja, die, maar dis die, waar. ja, maar die ure is rof. Ja, Is rof. ja. Die En die pas. storielyne is nie altyd nou die meer Nie challengingste, altyd wat mense sou interessantste. wou hê nie, maar ja. Ek het later by die Baxter Theater ook, toe hulle die Baxter begin het, het ons vir 6 maande so 'n permanente geselskap gehad. Dit was ook lekker geweest. Maar daai goed bestaan nie meer nie, jy weet, daar's nie meer permanente geselskappe Ja. vir enigiets. Dit was nie die streeksrade nie. Dis Nee, apart dit van- is net die Baxter O, Theater. ja, dit is hulle eie geselskap. Ja. So dan doen jy Soos wat die mark ook 'n Ja. permanente geselskap gehad het vir 'n ruk. doen jy nou ander ja, dis bly Ja, dieselfde verskillende groep. stukke, ja. Ja. Ja, ek neem aan so of CP het toe maar daai tipe van 'n gaatjie gevul wat die streeksrade so of amper gelos het. Dit het 'n ja, dit het 'n plek maar jy sien vir my wat die verskil is. Nou, miskien praat ek nou nonsens want in teater word 'n werklike leerskool Ja. vir jong akteurs. Ja. As jy so 'n geselskap, 'n vaste geselskap het. Tot 'n mate met 'n CP ook, want daar's nie tyd eintlik nie. Jy weet alles gebeur so vinnig, alles gebeur so, daar's so baie druk Ja. om alles in die kan te kry. Jy Ja. weet. Dat daar's nie die tyd werklik nie. Ja, dan die skaaf en die repetisie wat teater en dan 'n die ander rol delwe en die krap en Ja. dis mos nie daai presies nie, want teater is dit een stuk en jy werk soveel weke aan net daai stuk. Ja. En jy kry kans Maar om met CP is dit aand- elke dag 'n nuwe ding, 'n nuwe Ja. ding, 'n nuwe ding. Nuwe episode. Ja, ek dink dit is iets wat mense nie So ek dink daar's besef nie. ja, waar die verskil lê. Is basies tyd. Ja, en om ook jy sal weet al die teaterstuk wat jy al gedoen het en dit vir maande doen. Goed, Ja, dus ja. selfs na die En hoe hy 10de groei, jy weet performance, hoe ja. jy groei want jy doen dieselfde ding elke Ja. aand wat nie op televisie gebeur nie. Ja. Ek meen, Ja, en baie keer jy doen 2 dit een keer maande, en is oor, is Ja. verby. Ja. 2 maande in 'n run van 'n play en jy doen iets daai aand of daai scene of daai line en jy dink uiteindelik verstaan ek nou. hierdie lyn. Ja, dis Ja, so dit. ek het altyd gedink ek verstaan dit, maar ja. Ja. Dis so 'n Damaskuspad oomblik van wow. Ja, skielik val hulle alles in plek. Ja. Is daar goed wat mense vir jou in interviews vra gewoonlik wat hulle nooit vir jou sal vra nie wat jy amper wil hê mense moet weet of is dit Geen is daar iets wat mense asof altyd verkeerd kry oor jou? nie mense wat onderhoude voer nie. Mense in die straat ook was ja. Is dit ja. Ja, snaaks genoeg verwar hulle vir my in Bromolda nogal soms. Okay. En dan sê hulle vir my, en die een vroukie vertel ons baie snaaks, sy sê vir my, hallo Bromolda, ek sê van, hallo, maar ek is nie Bromolda nie. Sy sê, ja, ek sê nie, ek is nie. Sy sê vir my, maar, wie is jy dan? Ek sê vir hom, ek is Sandra of Prinsloo. Sy sê vir my, is jy seker? Is jy seker? Seriously? Waar dit gebeur? By 'n kunstefeesie Ja. dink ek, ja. Ja, dit is fascinating. Dit met my ook gebeur soort van in die Checkers en Seepunt. Ja. Ek het net inkoop gedoen, ek staan toe en wag vir my huismaat om vir haar te betaal en toe kom daar 'n tannie Na jou na toe. aangeloop. En soos sy na my toe aanloop, hoor ek sy sê iets, maar kan nie. Maar sy sê toe Armand. Maar sy sê dit Dis jou in naam, Engels. ja. Ja, en sy kom toe by my en sy sê Armand. En ek sê sorry. Sy sê are you Armand Oukamp? En ek sê toe van nee. En sy kyk my op so en sy sê Ja, want wie is jy? Ja, wie is jy? Wow, okay. Wie is jy? Maar kan jy voorstel sê vir jy is seker? Ja. Ja. Dit is vreemd. Maar ek ek kom obviously nou maar van Sy het gedink jy is Armand. Ja. Maar we kan sien dat miskien maak men baie keer Christian Olwagen ook gekry.
toe my hare langer was. Ek dink jy en Christian lyk nogal na mekaar. Ja. Ja, beslis, ja. Ja, my ma was een keer nogal ontstel, want een van haar vriendinne het al gebel gegaan. Ek het nie geweet e-mail is op binnelanders nie. My ma sê toe, maar is jy binneland? Ek sê nee, ek sal mos vir julle sê. Dis was dit skalk besyde nou. My ma Nee, sê, come on. nee, jy like stuur 'n foto dat ek vir die tannie kan Dis 'n bietjie stuur. far-fetched. Ja. So ek word heeltyd gemistake van mense. Maar anyway. Ja. Enigiets anders wat jy, ek dink die van my dink ek mense of al jy kry 'n idee dat jy is nogal statige, maar jy is 'n statige, elegante vrou en dan mense wil jy so of amper hanteer en jy's eintlik soos jy gesê het groot geword as 'n tomboy, jy lief die natuur. Ja, ek weet nie, ek het heeltemal 'n ander beeld, maar wat ek nie geskep het of doelbewus nie, maar ja, ek dink dat mense so van ja, mense vra my dikwels, pla dit jou nie as jy uitgaan en mense herken jou die hele tyd en wil die hele tyd met jou praat. Dis ek nee, want mense is eintlik baie respekvol. Mense is eintlik baie nice met my. Jy weet, ek het nog nooit eintlik 'n negatiewe of hulle is nie te familier nie, jy weet, en ek weet nie, maar dis miskien wat jy sê is omdat ek miskien so 'n beeld het, ek weet nie. Miskien, ja. Maar ek dink ook in Suid-Afrika voel ek daarom ek weet nie dalk het ek nog dit net experience, maar ek dink as iemand jou gaan approach is dit gewoonlik omdat hulle meer bewondering het as wat dit positief voel oor ja. Ek dink daar is baie karakters is tog wat al verskriklike goed moes beleef, jy weet, want mense onderskei mos nie tussen 'n karakter en 'n speler nie. Ja, maar ek weet daar is van die meisies wat hulle net sê jy weet wat vir alles jy nou die beach speel, jy weet dan. Ja. Dan word dit sommer met 'n koppie koffie maar gegooi. Ek het dit nog nooit nee, ek moet sê ek dink dit is ook, ek dink die Suid-Afrikaanse publiek is nogal respekvol oor die algemeen. Ek hoor hulle skryf soms nare goed, maar ek kyk nie na sosiale media nie, want is my mors van tyd reg waar. Yes, dit is Ek kan nie. En was dit vir jou was al oomblik tussen jy weet aktrise wees in teater en dit is jou craft en jy het dit gestudeer en goeters en dan kom nou iets soos bekendheid en voorblaaie van Sari en goeters waar dit amper iets anders word. Is dit 'n snaakse ding om daai skielik nou sê dit meer gesien as die persoon as die ja, ek weet nie, dit is vir my maar alles net extension van jou werk, jy weet. Dis maar net deel van. Ja, want jy weet ek lag altyd en ek sê dit vat 'n helse span mense om vir jou so te laat lyk soos wat jy op voorblad lyk. So dis maar alles deel van die job. Jy weet. Dis regtig maar net deel daarvan. Ja, ek dink as mense dit begin ernstig opneem, is jy in groot gevaar. Ja. Jy weet. Ek dink dit is ook nogal 'n onlangse tendens dat dit amper ek weet nie, miskien is ek verkeerd, maar dit so voel of so ek wil 'n actor wees want ek gaan jy weet nou bekend wees en ek gaan ja, en dit het baie te doen met sosiale media dink ek. Jy weet omdat mense kyk hoeveel likes het jy en jy weet die tipe van ding. Want meeste jong mense is geweldig baie op sosiale media. Ja. En is gedurig met hulle ek verstaan dit nie. Ek sal nooit in 'n repetisielokaal my foon na kyk eers nie. As ek breek vir ete sal ek miskien kyk of daar iets belangrik is, maar ek sien hoe sit jong mense in die repetisielokaal en dan dink ek maar waar is jou aandag? Ja. Ek is nie so nee, ek kan nie. Dopamien verslaafdes om op deur al hierdie so dit word so belangrik, dit is 'n spieelbeeld van jou populariteit. En ek dink is gevaarlik, jy weet. Ja, dit is baie. Ja. En dan enige kritiek. Maar ek meen ek neem die wat is 'n casting director? Ek neem hulle ook nou kwaadlik want blykbaar deesdae vra hulle vir mense hoeveel aanhangers het jy
op Facebook daar is byvoorbeeld, van asof jy vir 'n rol vir 'n oorseese prent, want dit beïnvloed hulle keuse. ja, So dit gaan nie oor die bemarking. kwaliteit werk wat die persoon gedoen, maar dit gaan oor die aanhangers. Ja, dit is Dis 'n bietjie ja, dis af. Dis Ja. jammer. Dis heeltemal die missiepunt. vir my, Ja, ja. self. En jy speel nog al die pad teater en stukke en dis Ja, ek meen ek is vrek gelukkig. Ek is Ja. baie bly dat ek nog kan werk, jy weet, Ja. nog kan teater doen en ons nie en ja, Ja. wat ook al oor my pad kom. ja, daar's nie 'n oomblik wat jy dink ek gaan nou iewers gaan. Okay, nou wil ek nou net sit en niks doen nie. Nee, nog nie. Nog nie. Lekker. Ja, dit is goed. En was al ooit in jou loopbaan of in jou lewe waar jy amper besluit het ek gaan nou iets anders doen hierdie dis nie. Ooit daar was seker ten minste 3 keer in my loopbaan dat ek nie besluit ek gaan iets anders doen nie, maar dat ek gaan ophou speel, ja. Wat jy weet ek weet nie, ek dink soms word mens net so oorweldig deur die werk en jy voel jy is nie goed genoeg nie en want jy groei mos maar so in spurts, jy weet. Dis nie net so wat jy groei nie. Jy groei en dan staan jy 'n bietjie stil. En dan in daai periodes wat jy eintlik stil staan, wat jy voel jy groei nie as 'n kunstenaar nie. Ek dink dis moeilike periodes vir ons, jy weet. En dan dink jy ag, maar miskien het ek nou my piek bereik en miskien is dit nou dit. Ja. Wat nou, jy weet. Ja. Ja. Miskien moet ek nou maar net ophou. Ja. Maar ek het darm nie. Ja. Ja, ek het eendag was ek baie ernstig geweest en ek dink ek het dit in 'n onderhoud gesê. En was hier in die Kaap en ek gaan na 'n apteek toe. So 'n week later so en die apteker sê vir my, I believe you want to stop acting. Toe sê ek, yeah, I think maybe. Toe sê hy, please, 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 I beg you don't. Weet jy net daai een man wat mens daai affirmation gee van jy's okay, jy's weet. Hulle wil nie jy moet ophou nie. Iemand like. Ja, iemand like jou. Okay, sommer ander. Ja. Ja, dit is so van buite af. Want jy self kan so. Ja. Yes. Een van my vrae wat ek vir almal vra wat so ek geniet die vraag, maar dit is altyd dit voel so 'n cliché vraag, maar as jy 3 dinner guests dead or alive, as jy Oh, wow. Wat sal jy Dat is so baie van te kies, is so moeilik. Dead or alive. Ja, dit maak eintlik moeiliker. Ja, dit is baie moeilik. Sjoe. Dit is moeilik, want jy weet, dikwels ontmoet jy mense wat jy so bewonder het, en as jy ontmoet het, dan bewonder jy hulle nie eintlik meer nie. Ja. Ja. Ja, en baie keer dink mens ook, met daai persone aan tafel moet hê, maar dan dink jy ook, ja, weet nie of hulle regtig 'n goeie gas gaan wees nie. Nee, presies. Dis 'n baie moeilike ene. Maar as ek van die mense wat vir my die lekkerste was, wat ek mee sê maar onderhoudig voer, ek graag te was, is iemand soos van Sail Slabber, definitief. Okay. Biskop Tutu. Ja, Hy is my wonderlike mens. Mm. En met 'n wonderlike sin vir humor. Ja. Heerlike sin vir humor. Ja. Nou moet ek aan 'n derde ene dink. Vertel vir my 'n bietjie meer oor die Griekeland, die seil tussen die eilande. Het jy 'n gunsteling eiland? Ag, daar's 'n paar. Maar Griekeland het geweldig verander. Ongelooflik verander. Toe ek begin seile daar, was daar 'n paar seiljagte geweest. Ja. Een eiland wat 'n geliefkoeste eiland van my was Castellhorizon. Dit is 'n klein eilandjie en dit is naby aan die Turkse kus. En daar was ons was 'n sensasie toe ons daarin seil, want hulle het nooit omtrent 'n seiljag gesien nie. Dis net vissersbote. En dit is 'n wonderlike klein eilandjie. Dis
beeldskoon, dit is so pragtig. En die mense daar was so lekker. En ek weet ons het uit 'n storm gekom en ons was nat en die boot was nat, alles het gelek, was 'n houtboot. En ek was so moeg geweest, ek gesê ek slaap nie vanaand aan boord met 'n nat bed weer nie. Ja, nee. Ek gaan vir my plek soek en ek spring van die boot af en amper so wat maak sy nou? En ek het nou genoeg gehad. En ek stap in 'n klein taverna in en hier is volgepak. Maar met baie van daai, jy weet, mense dink altyd die mense gaan so laat slaap daar, maar dis nie waar nie. As jy na so 'n plekkie gaan waar net locals is, hulle is klaar geëet teen 6:00, 7:00, 8:00 is alles toe, kry jy nie kos nie. Ja. En die restaurant is volgepak, maar met die mense wat daar bly, want daar is nie toeriste nie. Maar jy sit hierdie ou visserman met so 'n bord klein visies voor hom. Hulle braai mos daai klein visies so crisp. Is lekker. En hy sit daar en hy kyk vir my so en hy wys my kom. Hy kan nie woord Engels praat nie. Ek kan net shopping doen in Grieks. Ek kan 'n grocery list doen in Grieks. Okay, Want ek moes leer. Ja. Want anders kon ek as moet ek vreeslik mime die hele tyd. Ja, Ek moes koeie melk en eiers leer. Is miskien nie die beste manier nie, leer maar liewer die woorde. Ons begin gesels, ek weet nie hoe nie, want hy kan nie Engels praat en ek kan nie Grieks, maar ons begin so met gebare en goed begin ons met mekaar gesels. En ek sê vir my, ek soek 'n plek om te bly, hy sê vir my, ek soek 'n plek om te slaap. Hy sê, hy roep so 'n vrou met so 'n groot vrou met so 'n dun vlegseltjies wat hy agteraf hang het, en sy kon ook nie Engels praat, sy sê net vir my, kom. Ek stap agter haar aan, bult op, klein huisie in, met hortjies, 'n tipiese wit Griekse huisie, stap in, hier is die kombuis, met net so 'n bak vye en granate, en sy wys vir my, en daar is die koffie, wat ek kan maak, en jy weet, en hier is die bak, en ek kan eet daarvan, en vat sy by my slaapkamer toe, en baie harde matrasie vol hompe, maar dit maak nie saak nie. Ek het heerlik geslaap op my droëbed. Volgende oggend word ek wakker en ek voel my shutter word so gestamp en ek dink wat nou, wie stamp nou en ek. Maar daar's nie venster ruitte nie, is nie shutters. Maak oop. Dis dit 'n donkie. Kom die donkie nou hier so. Dit was absoluut die wonderlikste, jy weet, so wonderlike ervaring van net wat jou wys mens kan met mense kommunikeer al het jy nie 'n taal nie. Absoluut. Ja, dit was net my hele lewe handomkeer verander, weer kans gesien die volgende dag vir die natboot. Ja. Dit is fantasties. So 'n eenvoudige goed, jy weet, maar lekker, so stunning. Ja, selfs toe ek die kontrakte gedoen het, jy het gaan sing vir 60 minute in die aand en dan dit was 'n baie eenvoudige lewe, maar dit was so lekker, so. Waar was jy oral? Korfu vir een kontrak. Jy het gesê Korfu en Kos. Kos. Ek was so 'n paar dae gelede op Kos eiland gewees, want ons is in Turkye, ons net oor Turkye. Jy kan die very bottom te vat. Ons het daar is die bo in die berge gekry, dit was fantasties. Ja, so lekker. So klein eilandjie, maar die een deel van dit is so dor en net die eenvoud daarvan. Ek het so flat gehad so teen die een koppie op of dan Korfu. Dit was seker maar die berg. En elke oggend dan sien jy 'n groot skip wat ingekom het met een of ander ryk mense. Ek weet nie. Ek altyd met my verkyker glen kyk wat se skip. En dan was 'n vrugtewinkeltjie so af met die pad wat ek na toe gestap het. En hierdie vars. Net is lekker, dis stunning. Daai dag ook onthou toe ek nou klaar was met die donkie, want ek is mal donkies is vir my, ek weet nie, 'n baie spesiale plek in my hart. Stap ek in die straat af, en hier so man, wil ek vars proviant kry vir die boot, want ons het nie meer vars goed om te eet nie. En is niks nie, ek kry niks nie, maar hier kom 'n man met 'n fiets, en 'n mandjie vooraan, en in sy mandjie het hy 3 perfekte, maar sulke groot rooi tomaties, maar perfek. En daai tomaties is mos amazing daar. En ek wys van weer ek wil koop die tomaties. Hy sê nee, is nie te koop nie. Ek sê, goodness, kan ek nou, wat gaan ek maak? Maar hy vat een, hy gee het vir my so persent. Maar dit is asof hy vir my goud gegee het, jy weet, dit is
Dis net so mooi. Ja. En daar gaan hy weer met sy tomatietjies en hier loop ek met my rooi tomatie terug boot toe. Het het julle elke aand so gestop in 'n hawe Ja, om ek te meen soms het ons 3 dae, 2 dae, 4 dae soms as ons baie van 'n plek gehou het en ons bly ons, jy weet, vir 'n paar dae. was Want as- ons het vir maande lank geseil, so ons het tyd gehad. maar jy het ja. jy het nie deur die Ja. nag op die see geslaap nie of O, dit het ek het al ek het ons het die boot geseil van Kaapstad na die Middellandse See toe. En ek het Genade. gekroe, ja. wanneer was dit? Sure. Dit is net voor ek Madam Sava gedoen het, nou moet ek dink. Flip, ek kan nie onthou nie. Maar Ja, wat? dit was rof, dit was baie hard. Ek het seker nie meer as vir 'n sekere deel van die rit. Want ons het bietjie laat weggekom uit die Kaap uit. So ons het die goeie winde gemis en stormwinde gekry. En ek het seker vir 3 weke van die 6 weke wat ons geseil het. Ja, 6 weke. Het ek seker 2,5 ure 'n nag geslaap. Jene. Want jy moet net alles doen, jy Ja. weet, ja. En En dis groot was die boot? enorme golwe en wind en Ja. storms en ja, Hoe groot was die boot? 60 voet. Okay, dis So redelik. 'n goeie Ja. ja. En 'n baie goed geboude boot geweest, ja. En het julle dan Met die Weskus opgegaan, ja. Okay, ja. Ons het St Helena, Ascension, Cabo Verde en toe Azores toe. Ja. Jene. Ja, maar dit was wonderlik. Want Ja, maar hoe beland jy in so is dit maar toe jy geleer het? ek het 'n aandeel gekoop in die seiling. O, was dit ja, toe? en ek het Okay. op daai boot geseil baie en toe kom die boot terug. Ek het jare lank in Griekeland in die Middellandse See rondgeseil op die boot. En toe kom die boot terug hiernatoe en toe op 'n stadium toe besluit ons na 'n paar jaar ons wil hom weer boontoe vat. Toe het ek 'n aandeel gekoop. Ek en Manie van Rensburg en dan die oorspronklike eienaar nog. En Manie het nie saamgeseil nie, maar ek het gegaan en dit was 'n ongelooflike leerskool vir 'n mens, jy weet, oor jouself. Ja. Want jy is net jy in die elemente. Ja. En oorlewing is al wat saak maak. Ja, sien. En dit is nie maklik geweest nie. Nee. Maar daar was wonderlike oomblikke, maar daar was ook Ja. moeilike tye. Ek seker eksistensiële oomblikke waar jy net jy en dit's net see. As jy in die elemente, maar jy leer baie van jouself ken ook, jy weet. Ja. Wat jy nie sou geweet het nie, want jy word nooit voor daardie uitdagings geplaas nie. So en alles is nie alles nice nie. Ja. Maar, jy weet. Ja. Ja. Maar dit was fantasties. Ek meen ons het al die pad St Helena toe was fantasties, want dit was stil en die wind was van agter en Ja. ja. Maar na St Helena het dit begin regtig rof raak van Ascension af eintlik. Ascension Eiland het dit. Ja. Dit begin baie rof raak. En ek wil jou vra oor jou jy het gesê toe jy was al op as jong kind of jong mens besluit jy wil nie trou en jy wil nie Ja, ek weet nie hoekom nie. Ja, nie 'n rede reg. Nee, want ek wonder of dit net geneties is nie. Dis baie vreemd. My broer se is een dogter ook. Sy het nou wel getroud 2 keer, maar sy sê sy wil nie kinders hê nie en ja, so kinders hê was ook nie vir jou reg. Nee, was nooit. Dit was nie eintlik vir my 'n opsie nie en ook ek het altyd gevoel as ek nou nie wil trou nie, ek gaan nie 'n kind alleen grootmaak nie. Jy weet, dit is net te moeilik. Ja. Ek dink dit is onregverdig om dit te probeer doen as jy in die teater is. Dit is net baie moeilik. Ja. Maar daar was tog liefde in jou lewe of was dit ook nie vir jou 'n groot Ekskuus. Liefde in jou lewe? Ja, liefde is natuurlik nice. Jy weet dit is maar mens maak nie altyd die regte keuses nie. So, dis 'n ander probleem. Ja. Maar dit is lekker, maar jy weet liefde is ek dink is soms nie wat ons dink dit is nie, jy weet. Ja, daar word baie groot klem op liefde en die pasmaat vind en die een vir jou en die sielsmatigheid. Dis nie nodig nie. Dis alles van ja, die romantiese liefde hou eintlik gewoonlik net so lank, jy weet, in elk geval. En
En dan beter jy goed kies. Ja. Ja. Want as dit weg is, dan moet daar iets anders wees. Ja. En so ag ja, ek weet nie, jy weet ek is so werklik dolgelukkig op my eie met my honde, met my vriende, met Ja. jy weet, Ja. my werk. Ja. Ja, Daar's nie 'n leemte of iets. ek voel nooit alleen nie, ek voel O, nooit eensaam nie. Ja. Nee. Leef jou broer nog? Hy leef, maar hy is O. in Namibië, ja. O, So, okay. ja. Sien julle daar mekaar? Ja. Min, O, bitter min, ja. ons praat so. Adventure julle nie saam meer of so. Ag ons het al so ons het also Land Rovers en ons het so 'n trip gedoen al saam in die woestyn in en so O, ja. lekker. Ja. Maar ja, in 'n Kalahari. En Ja. dit was fantasties, dit was baie lekker. Hy Ja. op in syne en ek in myne. Jy weet. Ja, o, lekker. Ja. Is hy- Ja. Is hy getroud? Ekskuus? Is hy getroud? Ja, hy's getroud en hy het 2 kinders. O ja, okay, die dogter. Nee, hy het die regte goed gedoen. Die regte goed gedoen. Ja, fascinating. Nee, want ek weet met my, ek's nou 38 en maar op sosiale media goed, daar's verskriklike onus wat nou is op verhoudings en hoe mense in online dating apps en al daai goed is en hoe daai en baie keer wonder ek net is Ek weet nie hoe navigeer mense al daai goed nie. Ek Nee. sal dit nie kon doen nie. dit is Dis baie moeilik. ja, en dat mens word amper so as 'n om te sê melaatse seker nou 'n bietjie erg, maar jy word so altyd so anders na gekyk as hulle jou vra, het jy nou iemand? Nee, is jy single? Ja. Ek weet en hulle gaan jou nie uitlos tot jy stokflippen uit is nie. Is dit? Vra mense hier nog steeds. Ja. Wil jy altyd voorstel aan mense? Ag, dis die beste. Ja, nee, asseblief, regtig waar. Nee. Nee. Ek meen ek wil dit self, ek het op tyd oomblikke waar ek was soos hierdie een sal nogals ek moet hulle voor dan dink ek nee, ek gaan nie dit doen nie. Nee, Mens doen nie dit, want jy weet nie wat nou Nee. jy hulle voorgestaan En as jy nog verantwoordelik ook daarvoor. ja. Maar ek seker daai het al op jou pad proposals gekom of weet nie reg nie. Ja, ek was een keer getroud, maar nie vir lank nie. Is dit? Okay. Ja, maar ek was vir 7 jaar saam, maar 3 jaar getroud, ja. Oh, okay. Met 'n satirikus sanger, Okay. Jeremy Taylor, ja. Okay. So ja, en dit was lekker. Ek meen dit was fyn, jy weet, maar ek weet nie. Dit is nie my ding nie. Ja. Maar ja, dit klink vir jy van jongs af al eintlik net die Ja, adventure snaaks genoeg van jongs af het ek net dit geweet. Dit is nie wat ek wil doen nie. Dit is fascinerend. Ek het nie geweet wat ek wil doen nie, maar ek geweet wat ek nie wil doen nie. Ja. So, ja. Ja, ek dink dis 'n goeie plek om te wees. Ek weet nie. As jy weet want mens moet oop wees vir goed. Ja, mens So as jy kan gaan ek is oop vir goeders, maar ek weet wat ek wat nie ek van nie wil. Ja. Dis nie vir my nie, Dan ja. kan jy plekke gaan. Ja, nee, definitief al baie plekke gegaan. Ja, ek het vir my 'n vrek interessante lewe gehad, jy weet. So baie lekker met al die seile en die avonture en die goed en ons is vir die millennium op Dar es Salaam toe met ons Land Rovers oor land gery en dit is ongelooflik lekker om sulke goed te doen, jy weet. Ja. Ja, en dit moet gesê word soos die feit dat jy dieselfde ding jou hele loopbaan kon in acting bly en jy het nou obviously industrie. Ja, dit is baie gelukkig. Ja, dit is en daarvoor is ek regtig dankbaar, jy weet. Ek het altyd gewerk nog, ja. Ja. Dit is fantasties. Ja. Okay. Baie dankie. Was so lekker om Dankie dit te vir jou. gesels. Lekker om met jou te chat, ja. Ja, yes.